Ons is hier so om vir Nikkie Potgieter welkom te heet, al die pad van die Oosrand af, van Kempton Park af. En Nikkie, jy in 2022, eerstens baie welkom in die ateljee, is lekker om jy te hê. Dankie Freek. Ek is reg as ek sê, dis van die Oosrand af. Ja, van Kempton Park af. Sy. Dankie dat jy my genooi het vir die podcast. Ek het nou 3-4 keer vanoggend nat gereën. So, ek is omtrent gebles. Nou, die reën praat van seën. Nikkie, 2022 was vir my ook 'n tawwe jaar. Jy gaan nou deel met jou jaar. Die 3 Januarie sit ek aan 'n spesialiste spreekkamer in George en hy sit daai kant, ons sit die kant en meneer vermaak jammer dit is kanker. Lymfoomkanker. Weet nie wat dit is nie. En toe was ek al redelik siek. En toe begin die oorlog. En ek was Februarie, Maart baie siek geweest. So dat my stem weg was en ek kon nie meer op radio praat nie. En as ek kom ek so lief is op podcasting, man. Toe ek geen stem gehad het, was al nog steeds 'n stem wat gepraat het met die mense. Maar 6 chemobehandelings, 20 radiasies. En ek onthou, ek dink dit was my 4de chemo wat ek ontvang het. Nou kyk, hy swart, die kan daar by grote skier is hulle noem hom 'n leenstoel. Nou kyk, leenstoel het 2 betekenisse. Hy lieg vir jou of hy support jou. Nou daai stoel lieg vir jou, hoor jy, kyk jy, en hy sê vir jou, jy is of jy ervaar, kyk jy, hoeveel het al in die stoel gesit en gedink hulle gaan dit maak. En het dit nie gemaak nie. En ek onthou die 4de keer was Hanna nie saam met my te support en sy moes met die kinders bly. En ek moes alleen gaan. En die lymfoomkanker val onder jou bloedkanker. So jy sê gang waar jou bloedkankers behandel word. En langs dan is die borskankers. Maar jy kan waar jy chemo ontvang omstap na waar die vrouens is. En daai spesifieke dag is ons toe net 2 wat chemo ontvang vir die bloedkanker goed. En hulle bring toe van die vrouens was te veel vir die stoele aan die vroue borskanker gedeelte. En hulle bring hulle toe om wie wat die oopstoele by ons kom sit, sodat hulle chemo kon ontvang. En terwyl ek as toe slaat het my. Toe ek sien, die kanker is maar net die oorsaak van baie seer, baie vir abuse. Hulle is alleen, hulle het nie support daar nie. Ek dink van hulle almal wat daar gesit het, was daar eentjie wat sy suster daar support het. En ek sien toe agter die kanker. Ek sien toe agter die masker. Ja, ek het behandeling vir kanker, vir borskanker. Van hulle is al by 'n plek waar hulle 'n bors of 2 verloor het. Jy weet, so sy is vrouvoet geskenk. En ek sien toe iets op. En in die tyd dat ek behandeling ontvang het, het ek 'n paar e-mails en boodskappe gekry op Facebook oral wat sê, ons weet van 'n vrou wat op haar doodsbed gelê en haar man het haar geskei. Sure. Jy weet, soos hulle gelos is. So, ja, my 2022 het nie goed begin nie, baie sleg, kanker. Maar my het geëindig, meneer die skoon. En dank die Here se genade is ek nou oor die 3 jaar skoon en ek prys die Here daarvoor. Maar in my maand 2022 toe tref iets jou wat ja, praat met ons. Ja, Freek, 25 Mei 2022 was die maand wat ek my seun aan die dood afgestaan het. Is so amazing geweest, omtrent so 3:15, 4 die oggend, word ek wakker, maar dis asof die Here my kom haal in hierdie ander dimensie en ek en die Here is in hierdie klein kamertjie. En ek weet ek en die Here is besig om te argumenteer en dit is non-negotiable wat hierdie argument is in die kamertjie. Maar ek kan nie vir jou sê wat het ek en die Here gepraat nie. Al wat ek net weet is ek het op 'n plek gekom wat ek gesê het, hier moet ek net uit, want ek is nie besig om hierdie argument te wen nie. Ja. En ek het so op die bed gaan sit en ek het rondgekyk en gekyk hoe gaan ek hier uitkom en ek sien nie 'n deur nie, ek sien ook nie 'n venster nie. Jammer, was dit nou by die hospitaal? Nee, dit was by my huis gewees. Wow. Ja. So en
eventually staan ek toe nou op en ek gaan badkamer toe en ek kom terug. Maar ek is papnat gesweet, my hare is papnat. En soos wat ek terugklim in my bed en op my kop my kussing sit, vat die Here my dadelik weer terug in daardie dimensie in waar ek was. Ja. En dit was, ek wil nie sê dit was angs nie, maar dit was definitief, ek was in daai geestelike realm van, ek en die Here het 'n gesprek gehad. En toe ek van die badkamer af terugkom en ek is weer op my bed en ek lê, gaan ek dadelik terug in daai dimensie in. En ek raak rustig. En toe ek so rustig sit op die bed, sien ek maar, okay, hier is 'n venster. Dan dink ek by myself, ek kan nou hierdie ruit breek en kan ek nou uitkom, want hierdie wat ek nou beleef het in die geestelike realm was vir my taaf. En toe ek so by die venster uitkyk, toe sien ek 2 mans wat met my rooi kar ry. Nou my seentjie was gestremd. Hy het nie handjies gehad nie, hy kon nie loop nie, hy kon nie praat nie. Hy was nog 'n baba. Hy het 3 tot 4 jaar klere gedra, alhoewel hy 'n week voor sy 19de verjaarsdag is hy toe nou oorlede. Sure. En soos wat ek sien, staan hy op die agtersiet op my kar en hy groet my en ek sien my kind het handjies. Ja. En op daardie stadium lei my foon en dit is die gestremde skool waar hy oorgebly het. En toe my foon lei, toe weet ek, die Here het my kind kom haal. Sure. Die Here het my die voorreg gegee om afskeid van my kind te neem en ek kon my kind sien volmaak opgaan na die hemel toe. Sure, wat 'n stuk genade. Dit was en dit was vir my soveel mind-blowing en setting om te weet dat alhoewel Donovan 'n gestremde kind was, hy het nie sonde gehad nie. Hy kon niks verkeerd doen nie. Sure, so puur. So puur en rein gewees dat ek weet waar is my kind vandag en ons kan net streef om te wees waar hy is. En die vrou op die foon probeer nog vir my verduidelik van klein Donovan en ek soos, luister, ek weet my kind is oorlede, so is reg, ek is op pad. Nou, kyk, my oudste seun en klein Donovan was verskriklik na mekaar, baie close gewees, hulle was soos terapie vir mekaar gewees. Nou lê my oudste seun in die ander kamer en ek besef, hoe gaan ek hierdie boodskap aan my kind oordra, wat so close is met sy broer? Sure. Ek loop in die huis op en af en ek probeer encouragement kry, want ek weet, ek is sterk genoeg, van die Here het my kom haal en hy het Donovan gevat in sy teenwoordigheid. Sure. En ja, ek maakte my seun wakker en ek sê vir hom, seun, dis omtrent nou so 20:04 se kant. Ek sê vir hom, seun, maar iets om vir jou te sê, maar kom op die stoep, waar ons lekker kan gesels. En hy is soos van, maar wat's fout, wat het gebeur? En ek sê toe vir hom, Boesman, Boetie is toe nou oorlede. Hey. Ek dink dit was 'n groot terugslag vir hom om te besef, jy weet. Hy het iemand wat so naby aan hom was, moes hy aan die dood afstaan. Ja. Alhoewel hy nie normaal was nie en hy kon nie 'n normale lewe lei, tog het hy en sy broer daai eenheid gehad. Ja. Ja. Nikkie, ek het iemand oor een keer sê, as 'n man sy vrou verloor het, is 'n woord vir dit. Hy's 'n weewenaar. As 'n vrou haar man verloor aan die dood, is sy word 'n weduwee genoem. En as 'n kind se ouers verloor, word hy 'n weeskind genoem. Maar daar's nog nie 'n woord as 'n ouer 'n kind verloor. Daar is nog nie 'n woord wat geskep is vir dit nie. Stem jy saam met dit? Ja, verseker. Ek dink dit is seker maar erg vir die pa ook, maar ek dink vir 'n ma wat 9 maande daardie kind fisies eers gevoel het en beleef het en geweet het en elke movement geweet het, is dit 'n baie diep seer wat ek dink nooit sal weggaan nie. Ja, ek dink, jy weet, omdat ek weet Donovan was 'n special need child, en omdat ek weet, die Here het my fisies kom vat saam met hom, toe hy vir Donovan gevat het, maak dit vir my dalk soveel meer rustiger in myself, as wat ek nie weet wat het gebeur of so nie. Ja. So ja, dit
en ek dink dit het tog maar 'n impak op sy boetie, dit het tog 'n impak op sy pa ook. Jy weet so, maar ek dink nie dit is iets wat sommige mense net so maklik kan vergeet nie. Ja, ek hoor jou, maar dit is so wonderlik om te hoor dat God het jou bekleed met sy vrede. Ja. Hy was in sy teenwoordigheid, daar was 'n worsteling, maar hy het jou op die einde vir jou vrede gegee, krag. En ek dink maar as die Here geweet het ek het 'n keuse gehad, sou ek nie my kind laat gaan het nie. Ja, seker. So en die Here het daardie besluit geneem, daai dag is daai dag en ek dink dit is hoekom die Here my in daardie kamertjie gehad het van dit is non-negotiable. Ek het hierdie kind nodig. Dis hartseer. Dis sê die boetie, die res van die familie. Het jy toe iemand anders ook in jou lewe op daai stadium wat jou kon vashou, vertroos en versterk? Okay, God het dit gedoen. God het daai rol vervul, glo ek. Maar tog het ons daai iemand nodig gehad, ook fisies. Kan ons sê, ons gaan okay wees. Was daar toe iemand in jou lewe op daai stadium? Ek moet vir jou sê, my seun word 26 en hy is 'n ongelooflike wyse kind vir sy ouderdom. Partykeer het ek en my seun baie diep gesprekke en my kind los my partykeer om te gaan diep dink. Hy het absolute gawe van God af gekry van wysheid en my sissies was ook daar gewees en ja, so my sissies was absoluut my steunpilaar gewees. My seun was my steunpilaar, my swaar Kiewit was my steunpilaar gewees. En ja, natuurlik familie, vriende. Maar ja, op die eind van die dag, jy weet, ek en my seun was meer close. Dit is nou baie hartseer. Ek meen, begrafenis, daai groet, maar jy weet, jou kind is by Jesus, hy's in die hemel. En daai rustigheid. Maar gister, toe ons so 'n bietjie gesels, toe noem jy iets van, wat was eergister, jammer, maandagmiddag. Dit was nou nog gedagtes in, maar toe noem jy iets van, jy het gedink, ons moet praat oor skaafhuis. Nou jy het ou klaar, ek en nou kanker was genoeg vir my vir 2022. Dat was nou vir my genoeg gewees vir 2022. Ek wil nie nog iets bygehad het nie. Maar het 'n paar ander goedjies ook gebeur. Voel ons partykeer as 'n terugslag getref, dan kom hulle soos 'n bende aangestorm, weet. Hulle wil net nie, as een sê stop net bietjie, weet. En 'n paar maande later, toe gebeur die skaafhuis gebeurtenis in jou lewe. Vertel vir ons wat er daar gebeur. Ja, dit het letterlik 4 maande gebeur nadat my seun toe nou oorlede is. En jy weet, op daai stadium is mens nog rou. Mens probeer nog die hele situasie verwerk. Jy probeer vir jouself nog sin maak van wat eintlik met jou gebeur het as 'n ma. Maar ja, ek het 'n jarelange vriend gehad. Ons het toe gegaan na Loftus Versveld daar in Pretoria. Ons het die Bloubulle game gaan kyk met, ek weet nie of onthou wie anders het gespeel nie, maar nou skree ek glad nie meer vir die Bloubulle nie. Ek is teen die Bloubulle. Maar ja, en hulle het toe gesê nadat die Bloubulle game klaar is op daai stadium met die Springbokke toe nou ook 'n game gehad. Maar hulle het toe nou 'n ander rugbyveld het hulle toe nou vir die mense reggemaak waar jy die big screen die Bokke game kan kyk. En nou soos waarin ek nou al maar vir jare aan gewoond is met hierdie vriend wat in my lewe was, is dat dit was 'n bitter seer, dit was 'n bitter einde. En dit was baie vrae rondom dit, dit was baie verwyte wat ek aan myself gehad het, baie dinge wat ek toegelaat het, baie dinge waar ek my vrou wees verloor het, om met daardie tipe environment te beweeg vir 'n paar jaar. En ons het toe nou daar so die rugby game gekyk, en hier kom 'n 18-jarige seun na my toe. Nou die 18-jarige seun is presies so oud soos wat klein Donovan toe nou was. En hy kom toe nou en hy sê, hallo Tannie, gaan dit? En hy groet my en so, en vra hoe dit gaan. En nou die kind ken ek, want hy is my oudste sussie se seun se vriend. So ons ken mekaar. En op daai stadium met my vriend toe badkamer toe gegaan.
En hy kom toe nou terug van die badkamer af, en hy kom sit langs my, en hy sê vir my, o, jy vat lekker aan daai een se been, nie? En ek soos in, Here, ek het nie krag vir dit nie. Jy weet, ek is in my eie rustige space, ek is daar, ek geniet die game. Maar as jy so lank in 'n environment beweeg van waar iemand jou heeltyd afbreek, waar jy heeltyd vir jouself moet in 'n survival mode ingaan, dan besef jy, gaan jy veg, gaan jy vlug, gaan jy freeze, of gaan jy 'n people pleasing metode uitoefen? En ek het net op daardie stadium besef, ek gaan nie veg nie, ek gaan nie vries nie, en ek gaan hom ook nie people please nie. Ek gaan eenvoudig net vlug. Sure. Want ek is nou al so gewoond, en my seun is ook toe nou al gewoond, dat baie keer waar ek en hierdie vriend van my gaan, los hy my letterlik by plekke, en my seun moet my kom haal. En los jy visies daar na ry. Want elke geleentheid was vir my 'n verleentheid. So, maar tog, in elke mens van ons het ons iets goeds, en elke mens van ons het ons iets slegs. So, en soos wat ek glo, daar is iets goeds in hom ook. Maar partykeer dan word mens vasgevang in 'n ding van 'n leuen, van jy glo goed, jy bou 'n prentjie in jouself in jou kop, wat jy glo, dat jy wil dit graag so hê, maar die realiteite van dit is nie altyd die uiteinde van dit nie. En ek het toe vir hom gesê, wel, weet jy wat, ek gaan eerder net loop. So met die hoop om te dink, jy weet, as jy 'n vrou na 'n plek toe vat, dan verwag die vrou mos dat jy die vrou veilig gaan terugbring by 'n plek. Ja. En ek het geloop, en dis nog 'n redelike entjie wat jy moet stap om by die hek uit te gaan. En soos wat ek die pad stap, begin ek uit te bars in trane. Ek is so bitter teleurgestel diep binne in my hart om te dink dat, hoe kan so groot volwasse man dink dat ek met 'n 18-jarige kind aan sal vat? Maar dit was nie die eerste geleentheid van insecureness, van, jy weet, altyd sê van jy kyk vir ander mans, of jy weet, daardie narcistiese trekke is maar altyd daar gewees. En soos ek loop, was ek uit in trane, en toe ek by die hek uit gaan, draai ek letterlik net regs, en ek gaan sit tussen die grond en die bossies teen die muur van Loftus Versveld se muur. En ek bars uit verder in trane, en ek huil, en ek sê voor die Here, ek sê, Here, waarmee het ek werklik te doen? Wat gaan met my aan dat ek hierdie goed in my lewe moet aanvaar? En toe eigenlijk nou sommer nog oor Klein Donovan, wat toe nou ook nog nie daar is nie. En ja, en ek het net vir myself gesê daai aand, jy gaan nie jou seun bel om jou weer te kom haal nie. Jy gaan hierdie ding vanaand vir jouself face. En ek het so rukkie daar gesit, en ek het besef, weet jy wat, vir my eie veiligheid, kom dat ek maar net bakkie toe gaan, hy sal seker eventually by die bakkie opdaag. En soos wat ek bakkie toe loop, en ek seker 4-5 tree van die bakkie af, voel ek my regterbeen raak lam. En ek dog toe nou, kyk om my, en ek sien, okay, hier is wagte, maar ek is toe nou heel verbaas, hoekom is my regterbeen lam, maar nietemin, ek sluit die bakkie oop, ek klim binne in die bakkie, en soos wat ek binne in die bakkie klim, is hier een guard wat die karre oppas by ons, en hy sê vir my, daai ou het my nie betaal nie. Ek sê vir hom, nee, maar ek dink hy het jou betaal, weet. As ek reg kan onthou, ek dink hy was amper uitgesoek iets soos R10 of iets, en ek weet, hy het vir hom toe nou die R10 gegee. Maar toe ek my deur toe nou wil toemaak, toe is die man daar en hou die deur oop. Die wag. Ja, die wag. Vreek. En die ergste wat die ergste is, gebeur met my. Hierdie swart man kom letterlik binne in die bakkie in. En hy begin my te soen, hy begin my borste te betas, hy begin my oorals te betas, en gelukkig dink ek, en ek sit die bakkie se sleutel onder my boude, om dit uit die oog uit te kom, want as ek het besef, dat as hy hier met my gaan wegry, is ek 'n goner. Ja. En
ek het my handsak aan die passasierskant gesit op die vloer, en ek probeer toe hierdie man van my afkry, want ek weet toe nou, om nie terug te veg nie, want dit is 'n groot ammunisie vir hulle. Ja. En ek sê toe vir die man, wel, weet jy wat, vat letterlik net wat jy wil hê. En so gaan die man toe nou oorkant en hy probeer my handsak vat, maar my handsak se handvatsel hak toe vas aan die gearlever, wat noem hulle? Ja. Handrad. En hy het seker maar gedink ek wil toe my handsak weghou, maar dit was nie die geval nie. En toe hy staan toe nou terug, en toe ek weer so kyk, staan hy en hy kyk letterlik vir my in my gesig. En ek kyk vir hom. En toe ek weer sien, toe tel ek 1, 2, 3, 4, 5, wat aan die kant van die bestuurderskant, waar ek omsingel is met 5 swart mans. Ja. En ek besef ek is in die moeilikheid, en ek begin die Here se naam aan te roep. Ek sê vir Here, jy moet vir my red. Want hier is ek 5 teen 1 vrou, ek is 'n swakkeling. En op daardie stadium word ek so warm van gloede binne in my gesig oor 'n man wat nie vir 'n vrou al vir jare 'n veiligheid kan skep nie. Wat net kan dink om te manipuleer, seer te maak en net te kan aanbeweeg asof niks gebeur het nie. En die volgende oomblik kom die swart man weer terug en ek het gedink hy slaan my met die vuis in die gesig. Maar toe hy my slaan, toe voel ek, jene, dit was nou nogal seer, maar hoor die girl, jy gaan nie vir hierdie ouetjie wys. Dit was seer nie. En soos wat hy my toe nou geslaan het, het hy seker nou maar gedink ek gaan swakker word, en hy het weer vir 'n tweede keer my begin soen, my borste gevat, my betas, en ek sê vir die Here, weer eens help my, want ek moet hier uitkom. Ja. Ek sê vir hom, vat letterlik net wat jy wil hê. En op daai stadium vat hy toe nou my handsak, en hy kom toe nou weg. En ek sit uit skok uit, sit ek toe nou, en ek dink, Here, maar hierdie gesig van my is so besig om te brand. Hy het my 'n koekhou geslaan. Ja. En maar nou besef ek, my handsak is weg, ek het nie 'n selfoon nie, ek het nie bankkaarte nie, ek het letterlik niks nie, so ek moet ingaan, terug in Loftus Versveld, en ek moet nou gaan hulp soek, ek moet iemand bel. Ja. Ek moet gaan kyk, seker maar waar is hierdie vriend van my, want, who knows, hy het nie sy appearance gemaak nie, so obviously, miskien sit hy nog steeds en drink, miskien geniet hy nog steeds die lewe, ek weet nie. En toe ek so uit die bakkie uitklim, toe voel ek iets val, en toe ek my hand so op my gesig sit, toe voel ek, maar hier is iets in my hand. Maar ek was nog steeds toen nog nie bewus van wat gaan aan nie, maar ek het geweet, iets val in my hand, toe ek uit die bakkie uitklim. En die bakkie is redelik hoog. Ja. En ek maak hier die deur toe, ek het nie eers die bakkie gesluit nie, maar ek het die sleutel in my hand. En ek loop toe oorkant die pad, en ek loop in Loftus Versveld se pad in. En daar in die middel, dit is natuurlik waar die karre moes in en uitry by Loftus Versveld. Daar in die middel val ek in mekaar en ek paas uit. Ek het toe wakker geword toe iemand my letterlik optel en my sleep tot op die gras. Want die karrery moes nou daar so, jy weet, moes nou nie, het iemand nou 'n bietjie gekuier en hulle sien moes nou nie, ek lê daar, daai pad. En daar kom toe 'n ouetjie by my en hy sê vir my, Tannie, jy gaan moet hospitaal toe gaan. Ek sê, nee, ek gaan nie hospitaal toe nie, hy het my maar net met die vuis geslaan. Ek sê, okay, hy sê vir my, Tannie, jy het baie erger seer gekry as wat jy gedink het, dit was net 'n vuishou. Maar hy sê nie vir my op daai stadium, actually, hoe my gesig toe nou lyk nie. Maar so verloor ek toe nou nog steeds bloed, en ek verloor toe nou met tye verloor ek 'n bietjie my bewussyn, en hy sê toe vir my, Tannie, ek is 'n paramedic, ek gaan jou help. En ja, ek het toe eventually weer my bewussyn gekry, toe ek agter in 'n kar is, en die ouetjie letterlik met halflyf boor my is, en heeltyd met my praat, en heeltyd net vir my terugbring, dat ek nie net heeltyd wegraak nie. Sure. En ja, ek is toe nou by die hospitaal, en ek kan ook nou nie veel daarvan onthou. Ek weet hulle het op 'n stadium 'n drip ingesit, en ja, op 'n stadium het ek gehoor, die dokter sê net, sy's uit. Maar toe is ek op daai stadium, ek was toe nou nog nie, ek was nie meer uit nie, maar ek was nie
heeltemal by myself gewees nie. En die dokter sê toe nee, ek gaan moet theater toe gaan, hy gaan moet toewerk. En ek soos dokter, nee, maar hy het my net geslaan met die vuis. En die dokter sê vir my, ek is jammer om vir jou te sê, maar jy is met 'n bierbottel in die gesig gesteek. Yes. Wat? Ek soos 'n dokter, dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. Nietemin, wat ek net gou by wil terugkom is, wat toe nou gebeur het, voordat ek by die bakkie inkom, wat ek gevoel het, my regterbeen raak lam, is wat hulle my met 'n bottel in die sy gesteek het, maar die bottel het nie gebreek nie. Ek sou dood gewees het. Ja. Ja. En dokter spyt my toe nou heeltyd dood, om die steke te kan insit, en ek sê vir die dokter, ek voel nog steeds lewe. En hy bly in spyt, en ek voel nog steeds lewe, so hy het letterlik die steke ingesit, lewendig. Ja. Lewendig. So dis waar Scarface vandaan. Ek weet, baie mense sê vir my, ek moet nie sê Scarface nie, dit is letterlik hoe ek met tye soms daaroor voel, maar ek weet, die Here gaan dit gebruik vir 'n getuienis soos vandag. Jy weet, ek is nou al baie keer op die radio gewees en bied baie keer educational goed ook aan, maar vandag is vir my net eenvoudig 'n persoonlike dag. Ek het gister my hart gevoel asof die Here alles net eenvoudig vir my blok, ek kan nie praat nie. Vanoggend toe ek opstaan en ek het nou al 3 keer nat gereën en ek het 3 vergaderings gehad en ek is in Here, ek reën nat. Ek reën nat, maar laat dit nat reën van blessings wees. Dat jy vir my die woorde in my hart sal sit om 'n verskil te kan maak in hierdie dag. Ek glo jy doen klaar. Ek seker jy is klaar besig. Nie die feit dat jy sit en kan praat. Ek het opgedaag. Jy het opgedaag. Hy het geloof. Ek wil net iets sê. Daar is 'n bekende maffiabaas wat sy bynaam Scarface. Ek seker, ek dink op dit kan Al Capone wees of Lucky Luciano Sweet. Maar ek wil nou nie 'n maffia-kenner wees nie, maar en die ou was ook gesny met 'n bottel in die gesig. En dit het gemaak dat hy 'n monster word. Hy was 'n wrede mens. En as jy vir Scarface gesien het, was dit, en hy kom vir jou, dat is dit nag. Jy het die keuse gehad om daai pad te stap as van revenge vat. Ek gaan en die man wat nie na my gekyk het nie, ek gaan hom eers te kry. Maar jy die ander pad gekies. Jy het die pad gekies, die positiewe, die een van genesing, wat nie 'n maklike pad is. Glad nie. Deel 'n bietjie met ons oor dit. Ja, Freek, ja, dit is nie 'n maklike pad nie. Kyk, soos ek vir jou sê, elkeen van ons sit iewers met 'n gebrokenheid binne in ons. Maar dit is wat 'n mens met jou gebrokenheid maak. Ek, wat Nikkie is, wat ook my eie gebrokenheid het, gee my nie die reg om die persoon langs my te verniel nie. Ek as mens het my eie verantwoordelikheid om die nodige respek te toon teenoor die persoon langs my. Nou, soos ek gister vir jou gesê het, don't bleed on someone who didn't cut you. Wil jy my dit wees, asseblief? Luister mooi, liewe luister. Don't bleed on someone who didn't cut you. Jy weet, Freek, soms dan veg mens in 'n posisie van oorwinning, in plaas van om oorwinning te veg. So, verduidelik dit. Partykeer, dan veg 'n mens jou eie posisie waarin jy dink jy staan. Jy is selfregverdigend. Jy dink jy's reg in hoe jy met 'n vrou werk. Jy dink jy's reg in hoe jy met 'n man werk. So jy tree in 'n posisie op van hoe jy veg teenoor daardie oorwinning om te voel. Maar sy is verkeerd. Sy is besig om te jok. Hy is besig om te jok. Maar in plaas van om in die gap te staan van waar jy die oorwinning veg, van ek kies wat ek met hierdie situasie gaan maak. En daar's 'n verskil wat ek vandag
doen uit 'n persoonlike perspektief uit en teen sou dit revenge gewees het. Ek sê altyd, en dit staan in die woord van God ook, dat die Here sê dat daar is sekere geheimenisse wat die Here aan 'n man openbaar. En die Here gaan nie 'n man se gebed beantwoord as hy nie reg handel met 'n vrou nie. Seker. En ek as mens, ek as 'n vrou, is nogal nuuskierig om te weet eendag by die regte man in my lewe, dat wat is die geheimenisse wat God met jou deel? Vertel my ook 'n bietjie, ek is nuuskierig rondom dit. En ja, Freek, dit was nie 'n baie maklike jarelange verhouding waarin ek was nie. En soos ek sê, dit is glad nie enigsins om iemand te benadeel nie. Maar ons wat vrouens is, wat sagte wesens is, word nooit die kans gegee om werklik te praat nie. Ons word stilgemaak. Want ons moet, daai manlike ego moet ons beskerm. Daai narcistiese behavior van ons moet hom beskerm in die opsig van die empatie wat hulle nie het nie. Die valsheid wat hulle leef, wat hulle by die huis is hulle iets anders, maar buitekant die huis is hulle alles. Maar gaan sit met iemand wat gebroke is, wat in werklikheid homself kan wees by die huis, is 'n different kind of story. En ek weet, vandag is my storie nie klaar nie, soos ek in die eergister gepraat het met die programme wat ons gaan doen van nou af en so. En ons weet dat hierdie tipe mense speel baie keer as die slagoffer. Baie keer is hierdie tipe mense, hulle leef in 'n dysfunctional environment. En baie mense, hulle gaan na die regte mense toe wat moet hoor wat hulle te sê het. En selfs hulle eie familie en vriende support hulle dysfunctional behavior. Hoekom dink jy? Dink jy hulle het gewoond geraak aan, of dink jy dit is maar net 'n swakheid wat daai persoon het? Hoekom dink jy regtig is dit dat, want baie narcistiese mense wat ek nou mee te doen het in my lewe, die familie het ook nog begin wegstap. Want dat is dit nie te veel gebroke verhoudings. Freek, om eerlik met jou te wees, as jy vanaand vir Nikkie sleg behandel het, jy gaan slaap, jy staan môreoggend op asof niks gebeur het nie. Daar's nie 'n jammer nie. Geen emosie. Hulle gebruik silent vir punishment. Ja. Dat jy voel jy skuldig. Yes, jy begin nader aan jou vrou wees te question. Jy begin nader aan te wonder, wie is jy werklik? Jy is nader aan so afgebreek in realiteite, dat jy, om 'n konfrontasie te vermy, bly jy eenvoudig net stil. En daai is wat jy as vrou eintlik deel vorm van daardie dysfunctional persoon. Want omdat jy stil bly, aanvaar daardie persoon dit, maar sy's okay daarmee, hè? En nou jy ervaar dit so oorwinning. Ja, soos volgende keer kan ek maar dit net weer dieselfde doen. Nikkie gaan dit maar eenvoudig net aanvaar. Ja. Maar Freek, ek wil vir een ding vertel. Wanneer 'n man nie in eenheid is met sy vrou nie, of in 'n verhouding is nie, ons vrouens is sagte wesens, dan gaan ons na God toe. En wanneer God 'n vrou in silence antwoord, is dit 'n uitgemaakte saak. Dan tree die Here op. Hy kom in die gap. En hy laat dinge reveal. Hy expose dinge van goed waarmee jy alleen met God worstel. Ja. Sê gou vir my, Nikkie, wanneer het jy sê hulle was lank in 'n verhouding, wanneer het die rooi ligte begin flikker? Want in so 'n verhouding weet ek, daar's geen waarheid nie. Die hele verhouding is leuen. Is 'n leuen, absoluut 'n leuen. Wanneer het jy begin agterkom, hier's fout? Freek, weet jy, om eerlik met jou te wees, is ek is nie 'n tipe meisie of 'n vrou wat baie maklik opgee nie. En ek is ook nie iemand wat baie maklik in 'n verhouding ingaan nie. So ek het geweet, toe ek met hierdie persoon in 'n verhouding ingaan, dat die Here het 'n doel daarmee. Want kom ek sê vir jou nou, as ek nie in hierdie verhouding in was nie, kon ek nie nou voor jou gesit het en uit my hart uit praat en dan het ek uit 'n boek uit gepraat.
Jy kan nie vir iemand 'n supportstelsel wees as jy self nie van experience praat nie. Ja, maar dit is ding van jou misery word jou ministry. Amen. Ek meen, as ek vat toe klein Donovan dood is, klein Donovan is die Woensdag oorlede, en die Vrydag het ek en my seun gegaan om klein Donovan toe nou in die lijkshuis te bad, mooi kleertjies aan te trek, en which is still braaf vir my seun om te gedoen het. Maar ja. Om sy eie boetie mooi te was en te help mooi aantrek, en Sure. trotse seun. En van daar af is ons toe nou na die familie toe, ek en my seun, en later die middag aan se kant kry ek 'n pocket call. En die einste vriend van my is toe nou besig om met iemand te gesels. Met die pocket call. Nou stap ek met my foon na my seun toe en na my familie toe en ek sê vir hulle, hoor ek reg? Hoor ek reg wat ek hier hoor, of is dit 'n recording of iets? En my familie luister toe na hierdie pocket call, en my seun luister na hierdie pocket call, hoe hierdie vriend van my letterlik nie iets moois van my seun te sê het nie. Ja. En ek dink, Here, hoe perfek kan jou timing wees van reveal, van wie hierdie persoon werklik tot die tafel te bring. En ja, dit is waar my hart verander het. Waar ek stadig maar seker diep binne in my siel besef het dat, Nikkie, dis nou die tyd vir jou om werklik sinvol in te tree in jou eie lewe en 'n nouer pad met God te stap. Kyk, Freek, ek kom uit 'n pastoriehuis uit. Hulle sê altyd ons pastorie dogters is die stoutste, maar dis omdat ons met die gemeente se kinders moes gespeel het. Ja. Maar dis 'n anderste ding om nog steeds te kan sê, jou pa was in die bediening. En om dieselfde pad te stap as wat jou pa gestap het, is nie noodwendig dieselfde ding nie. Ja. Elkeen van ons moet deur ons eie ding gaan, om te kan weet, waar staan jy in verhouding met God? En ja, ek is glad nie spyt as ek terugkyk op my lewens, ek word hierdie jaar 51, alhoewel ek hierdie jaar my 50ste verjaarsdag gaan vier, alhoewel dit laas jaar was. Want vir jare, wat ek saam met in hierdie verhouding was, soos ek vir jou sê, elke geleentheid was 'n verleentheid. En hierdie jaar, die hele verhouding was dit gevangenskap. Hierdie jaar gaan vir my die jaar wees, waar ek volgende week wat my kind verjaar, gaan, klein Donovan wat oorlede is, hy verjaar volgende week en Sondag, gaan dit 'n gelukkige dag wees. Hierdie jaar gaan my verjaarsdag 'n gelukkige dag wees. My Kersfees gaan 'n gelukkige dag wees. Because I've made some choices. Ja. Choices that's good for myself. En nie meer vir iemand anders te nie. En dit is belangrik as jy op 'n plek kan kom wat jy kan besef, die leen is verby. Dis nou jy en jy alleen, Nikkie. Oh. Ek wens ook aan hy liedjie van jou speel, maar ons sal dit op 'n ander tyd doen, want daai van liedjie vir my. Wat ek kan hoor, dis nie net 'n song wat geskryf is, dit is absoluut. Dit was uit die hart uit. Uit die hart uit, maar dit is lewenservaring, hierdie is life experience. Ek weet, dis nie net, ek spring en sy skryf 'n liedjie, jy weer vir my gejok nie, liedjie nie weer vir my nie. Hierdie was, somebody been there, done that, maar prys die Here, weer daar nie meer uit T-shirt nie. Hoe kom jy toe uit die ding uit? Uit die skaalvuis voorval wat gebeurtenis dit makliker gemaak? En weet jy wat, Freek, wanneer 'n mens detach van something en jy stap uit something uit, dan is jy al reeds geheeld. As ek nie geheeld was, soos wat ek nou hier by jou sit nie, het ek actually nou in trane uitgebars. Ja, maar weet jy wat, wanneer God ingryp in jou situasie, dan is niks by God onmoontlik nie. Weet jy, Freek, die laaste 3 jaar, is asof die Here met my praat, I'm going to make the impossible possible.
En weet jy wat vir my so hartseer is dat ek weet, die calling op daardie persoon se lewe, ek het dit vir daardie persoon baie mooi verduidelik wat is sy calling in life, en ek was die regte persoon om die guidance te gee rondom daai, Ja. maar dit was net eenvoudig verwerp. En vandag verstaan ek, hoekom die Here al vir 3 jaar plus vir my sê, I'm going to make the impossible possible. Weet jy, ek maak gou vanoggend by my vriendinne draai by die munisipaliteit. En Elma sê vir my, wil jy gou 'n bietjie koffie hê? Ek sê, ja, kom ons gaan maak gou koffie. Ek stap in die kombuis in, en daar's 'n dingetjie wat sê, the impossible is possible. Ja. Ek sê vir Elma, hierdie is nou net dood eenvoudig 'n antwoord. En sy sê vir my, maar sien jy, waar is hierdie dingetjie? Dis bo kan die kragprop. Ek sê, it's more powerful. Yes, ja. So ek weet, God is going to make the impossible possible. En weet jy wat, after all my hartseer, alles waar ek is, the best is yet to come. En weet jy wat, nou is my hart voorberei. My hart is reg vir die regte liefde in my lewe. As die Here daardie liefde op my pad bring, wat solid is, wat 'n man van God is, gaan ek dit gryp met albei hande, want nou weet ek wat is die tekens, nou weet ek wat ek wil hê, nou weet ek hoe dit moet lyk en hoe dit nie moet lyk nie. Ons wou tussen die musiek speel, maar ek gaan nie, want ons kan nie nou hierdie goed onderbreek nie, want hier To be is... continued. Nee, ja, verseker. As ons so 7 minute hoor, dan moet ons groet. Maar ek wil gou, ek en Hanna het oor die jare gesien, soos nou onlangs deur 'n ding met mense wat albei by mekaar uitgekom het, en albei was stik en gebroke mense. En ek en sy weet, ons is 2 onvolmaakte mense wat mekaar volmaak moet lief hê. En al hoe ons mekaar kan volmaak lief hê is Christus, daai 3-dubbele lyn, die goue draad tussen 'n 3-dubbele kan breek nie maklik. Kan nie breek nie. En hoe nader ons aan hom beweeg, hoe nader beweeg ons aan mekaar, ons ken hy driehoek. Hy is die middelpunt van die verhouding. Hy is wat die verhouding om mekaar. Hy het ons by mekaar uitgebring, wat God by mekaar gevoeg het, kan niks of niemand van mekaar skei nie. Maar ek wil net gou hierdie met jou deel, dan wil ek jy moet van dit uit praat. Al 'n hele paar jaar, 2015, toe ek en sy met die kinders deur die land, ons bedien oral. Ons goed gestoor, en ons is op 'n stadium aan Plettenberg Baai, en ek lê die oggens op die bed, ons vat so 'n bietjie 'n briewer, en ek sê vir haar, sy kan sien ek sê lekker nie, sy bring vir my koffie, en sy sê, wat is fout my man? Ek sê, ek voel ek faal jou nie, en dis 'n man se vrees, is die fear of failure, vrees van mislukking, ek faal jou in die kinders, en sy sê, hoekom? En ek sê, presies die woorde, ek kan nie 'n plek van veiligheid vir julle skep nie, kan nie vir jou eie huis gee nie, en my vrou kyk my in my oë, en sy sê vir my hierdie woorde, meneer, julle moet luister, sy sê, 'n plek van veiligheid vir my en my kinders, is nie hoë sekuriteitsmure, elektrische fencing, wagte, alarmstelsel, honde, noem het nie, sy sê, dis nie 'n plek van veiligheid nie, 'n plek van veiligheid vir my en my kinders, wat ons wil hê, is 'n plek van vrede. Wow. En sy het my sat, en sy sê, daaraan voldoen jy. Jy skep 'n plek van vrede. Maar een van my tweelingseuns sê vir my nou eendag, Dad, weet jy, mamma het regtig nooit voor ons te argumenteer, of argumente hê, of woorde te hê nie. Weet jy dit reg gekry? Want ons het julle nooit sien fight nie, ons het julle nooit hard oor mekaar praat nie. Ek sê, hy sê het julle nooit nie, ek sê, nee, maak 'n fout. Maar ons het 'n keuse gemaak, om dit nie voor julle te doen. Ons het een kant gaan uitsort, en probeer uitsort, al het dit 'n paar dae gevat. Regtig hoop, ek kon nou nie vandag sê, ek kan nie sê nie, ons het maar tye gaan kwaad saap. Jy weet maar, met die tyd, soos die tyd gaan, soos ons nou voor die tyd gesê het, ek kan sê, dat die huwelik is harde werk. 'n plek van veiligheid, vir 'n mamma en haar kinders, en dis bewys, hulle het oorsee geskeide paartjies met hulle kinders, mamas met hulle kinders op 'n kamp gevat, en gevra, wat wil jy die meeste van jou dad wil gehad het? Ek wil meeste sê, my dad is my ma lief, grootste vir 'n kind,
en 'n plek van veiligheid. Vrede in die huis. En pappa is een wat dit moet bepaal. Hy is die tuiste skepper, maar jy bepaal die atmosfeer in die huis. Sal jy saam my vrou stem met dit? Freek, ek wil net gou vir jou iets interessant sê rondom wat jy nou sê. Weet jy, ons moet nie ons kinders ligterlik opvat nie. Daar's ouers wat in hulle self dink wat sê, hoekom moet ek vir my kind sê ek's jammer? Nee, hy moet respek vir my. Ek het natuurlik the other way around rondom dit. Ons kinders het ook die reg op hulle opinie. Ja. Weet jy, ek het vir jou in die begin gesê, my kind wat sit met wysheid. Weet jy dat my kind het al vir my een keer gesê, Ma, wat 'n voorbeeld is Ma vir my van die keuses wat Ma maak? En ek het gaan diep dink daaroor en ek het gaan dink, dit wat my kind sê is absoluut so waar. Ja. En hy het ook eendag vir my gesê, Ma, ek het nou nie meer simpatie met Ma nie. Ja. Ek het nou nie meer simpatie met Ma nie. En daai woorde het my so diep getref om te dink, my kind sien letterlik waardeur ek gaan. My kind sien letterlik wat ek doen, my sit, my staan. En ek wil nie eendag hê, en die verkeerde keuses wat ek maak, moet my kind dieselfde tipe keuses van maak nie. My kind moet gesonder keuses as ek maak, want hy moet sien Ma se voorbeeld, hy moet sien Pa se voorbeeld. Yes. So, het is absoluut wat jy sê, jy weet, as mens 'n gesonde huwelik wil hê, gesonde verhouding sê, glo ek natuurlik diep uit my hart uit. As die man nie op die plek is waar God hom wil hê nie, dan vat hy sy vrou en sy kinders saam met hom af. Jo. En daardie man het 'n groot verantwoordelikheid, want hy moet voor God gaan staan eendag en vir God gaan sê, hoekom is sy vrou dalk uitgestap, dalk verneek? Nee, die ouens besef nie, Kinders? dit wat jy nou sê, die manne besef hy gaan voor God staan, die vrouens ook, ons almal gaan voor God staan, en ek moet rekenskap gee, wat het jy met die vrou gemaak? Presies. So jy gaan aan met dit. Ek wil jou vra om by die vliegtuig te land, maar dan wil ek jou sommer vra om vir ons vrouens te bid, en vir ons mans. Okay. Jy kan hier in die kamera inkyk en bietjie met die vrouens gesels, met wie jy wil, uit jou hart uit, wat jy nog op jou hart het, en dan bid jy vir hulle, en dan gaan ek uitspeel met 'n lied aan ons skuld. Okay. Ek wil net vir elke vrou daar buite sê dat jy is nooit verlore nie. Elke vrou is goed genoeg. Vir die vrouens wat voel hulle is vasgevang in 'n huwelik, in 'n omgewing, word dit vir jou voel alles is eenvoudig net te veel. Gaan na God toe, die uitkoms is daar. Gaan op jou knieë, bid vir jou man, bid vir jou kinders, en die Here gaan jou verseker antwoord. Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid teenoor dit wat God van ons verwag. En soms dan voel dit vir ons vrouens asof alles eenvoudig net oorweldigend is. Maar weet net dat die Here is met ons, en dat die Here sal ons nooit alleen los nie. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons wil vandag vir U sê baie dankie dat U ons die geleentheid gegee het om in U naam te kon praat, Here. So 'n bietjie ons harte te kon oopmaak van dit wat van die waarheid is, Here. Want die waarheid maak mens vry. Here, ek wil bid vir elke man daar buite, Here, wat voel partykeer, hy stel sy gesin te leer, of hy voel dalk hy is nie goed genoeg nie. Here, dat U sal kom intree, dat U in elke man se hart sal kom en sal aanraak, Here. Dat hy voor U troon sal buig. Here, en so ook vir elke vrou wat soveel verantwoordelikhede op hulle skouers vat om 'n gesin te laat hardloop, Here, om na die kinders te kyk, al die verantwoordelikhede. Here, dat U met elke een van ons sal wees. Here, help ons bou 'n gesonde nasie, help ons bou gesonde verhoudings, gesonde huwelike, sodat ons gesonde kleinkinders kan hê, Here. Dankie vir al die liefde, dankie vir die reën wat so mildiglik val daar buite, Here. Ons loof en ons prys U naam in Jesus naam. Amen. Amen. Nikki, ek sê vir jou baie dankie. Dit was 'n fees. En ek weet daar gaan nog baie sulke wees, ons vertrou die Here. So baie dankie, liewe luisteraar, liewe kyker.
Ek weet julle wil hierdie podcast gaan julle ook weer wil kyk en weer luister. Hy sal binnekort op Basak se YouTube kanaal wees. En wat 'n onderhoud. Deel dit met almal wat jy ken. Luister daarna.